Kyk oor haar eie Afrika onder episode 119. 2 weke voor die troue en die nuwe potte wat voor die troulokaal gepak moet word afgelaai en reggeskuif. Lia en Manuel se manne plant die blomme en struike wat daarin moet kom. Die plek lyk goed en sy steek die sleutel versigtig weg waar net sy en Manuel van weet. Die storie vir die ander mense, soos Sergio en haar arme pa, is dat hulle net graag die binneplaas tussen die huis, stoorkamers en daarvoor Aleid en Peer se woonstel wil mooi maak. Saterdag aand is daar 'n vergadering met die naby familie wat op die oomblik op die plaas is. Hulle kuier in die lapa en Manuel en Jesu braai weer plat hoenders. Sergio en Lia mag niks doen nie eens met die Da Silva tweeling speel nie. Hulle moet sit waar hulle sit, want hulle is hier om vrae te beantwoord en hulle stempel van goedkeuring op sake te sit. Trousake, finale reëlings vir die troudag. Nee, noem dit eerder trouweek, want dit begin eintlik al 'n week voor die groot dag en dan hou dit aan tot maandag, wanneer Sergio en Lia saam met ma Emily en haar Alonso in Aleid se swart en wit 8 sitplek vliegtuig gaan uitvlieg na ou Artambo in Johannesburg, vanwaar sy en hy die vlug na Parys moet haal, en haar ma en die se aanstaande vlieg dan tot in Madrid, en daarvandaan reis hulle met 'n kar tot in Lissabon. Die Franse vertrek al Sondag. Hulle reis met 'n spesiale bussie tot in Maputo en vlieg van daar af Parys toe. Uiteindelik ontmoet hulle dan vir haar en Sergio daar op Charles de Gaulle, die lughawe. Troue, reëlings, dit is al waaroor daar gepraat word in hierdie stadium. Maria en Peer het spesiaal vir vanaand 'n vergadering belê, sodat almal hulle insette kan lewer. Almal moet weet wat hulle pligte vir die dag en die week gaan wees, en daar is geen onduidelikhede of misverstande mag ontstaan nie. Onder andere moet die spyskaarte vir die hele week bespreek en gefinaliseer word, en dan natuurlik die ete by die onthaal. Dit moet mega spesiaal wees. Ag nee tog, kan ons nie net 'n skaapbraai doen nie? Wil Lia moeg weet, kan dit alles nie nou maar verby ook wees nie? Trou is uiteindelik toe verskriklik baie moeite. As ons 'n skaapbraai doen, is dit minder moeite vir almal, hou sy vol. Ja, met daai lekker aardappels en groente onder in die bakke, stem Sergio entoesiasties saam. Nee Sergio, ons is nie 'n spul gomtorre nie. Ons het 'n uitstekende Franse chef aan boord, help Maria hulle reg. Ons het gaste wat beïndruk moet word. Regtig, wie? Vra hy. Jou ouers om mee te begin. Hulle moet daarom weet, jy trou nie met 'n so en so familie nie. En dan jou baase, die Camerons van Navarra. Ek het mos gesien op die videoetjies wat Larry geneem het, hoe fancy doen hulle die dinge daai kant. Maria slaan haar boek oop. Daar staan geskryf, Dinsdag, groot bo aan die bladsy. Hoe moet die eetkamer geskuif word vir die seremonie? Vra John. Miskien moet ons dit sommer al vroeg in die week begin doen en dan die plek gesluit hou. Alhoewel, ons gaan seker die eetkamer moet gebruik vir sekere van die etes. Natuurlik sal ons die plek gebruik, maar moenie bekommerd wees nie. Die skuiwery kan wag tot op die laaste oomblik. Maak Lia dit met 'n waai van die hand af. Dit is van laaste oomblik probleme, dat mense mekaar se koppe 'n dag voor die troue wil afbyt, en dan stel hulle die hele ding af. Spot Aleid. Dit is lekker dat hy ook 'n keer vir aandete by is. Nee, wat nie hier in Mosambik nie. Lia waai met haar hand vir hom ook. Wel, ten minste het julle jou visums gekry en al julle besprekingspapiere is nou in orde. As die troue flop,
Hoop ons julle het 'n wonderlike vakansie in Europa, sê Aleid. Vakansie wat met werk gaan begin vir arme Sergio, klink Maria met die tong. Ai, sy is mos so gek oor die man, altyd aan sy kant. Wel, as honeymoon werk is ek bereid om myself elke dag af te sloof, besluit Aleid met 'n spotklank in sy stem. Wel, mens kan seker nie jou broodjie aan alle kante gebotter kry nie, of hoe? Stem Peer onsympatiek saam en bepaal weer sy aandag by die swart boek daar voor hom. Hy het een by Maria gekry. Hy het nou wel 'n rekenaar, maar sy vertrou nie 'n rekenaar soveel as wat sy 'n notaboek vertrou nie. So, hy moet in sy notaboek skryf. So kom ons praat net eers oor Aleid se skedule terwyl hy hier by ons is. Op Dinsdag bring hy die Franse van O.R. Tambo af in en laai hulle eers in Gorongosa af waar hulle 'n bussie kry waarmee hulle gaan toer. Dan kry hy vir Emily Gonzales Hurter en haar aanstaande by Victoria Watervalle, want hulle toer ook mos eers deur Afrika. Donderdag vlieg hy Tofu toe en kry die Martinese, Sergio se ouers en sy suster en haar man, en vir ene Mika. Ek weet dit alles, los my skedule vir myself en sorg dat ons lekker kos kry, sê Aleid. Wie is die Mika? Vra Paula. Dit is 'n oulike vrou met wie Arend baie goeie maats gemaak het en ek en Lia het besluit om vir Aleid te vra om haar saam te laat invlieg sodat sy maat kan wees by ons troue. Sergio lig sy bierbotteltjie. Daarom dankie Aleid vir die spesiale pakket wat jy vir my mense uitgewerk het. Dit voel eintlik so half en half of haar kaartjie byna gratis is. Dis my voorreg en plesier om met jou besigheid te doen, Sergio. Dankie vir die inbetaling. Ek het gesien jy het gemaak. Net so terloops, Arend weet nie daarvan nie, so hou dit maar stil. Dit is 'n verrassing vir hom, sê Lia. Regtig? Nou dat ek daarvan weet, sal ek reël dat Arend minder skofte doen by die hospitaal oor die naweek van die troue. Paula is mos nie amptelik die mediese superintendent van die kliniek op Bonsai. Dit is ook sy wat gereël het dat Arend nou tydelik op die VN se betaalstaat is, terwyl hy wag dat sy papierwerk by die universiteit in Amerika afgehandel is. Om een of ander rede het die man 'n skoot van 'n klein seentjie met 'n pyl en boog weg. Hy is onverwags en tot oor sy ore verlief op 'n vrou wat hy nog skaars ken. Paula voeg by, nou dat ek weet van Mika, het julle vir Sylvie van gesê? Nee, maar sy sal alright wees daarmee, sy hou van Mika, verseker Sergio vir Paula. So almal weet van Mika, net ek vind dit nou eers uit. Ag, ek weet ook nie van haar nie. John sit sy arms om Paula. Wel, gelukkig is dit nie Sylvie se probleem nie. Haar broer is die een wat van die vrou moet hou, besluit die mooi vrou daar langs hom. En hy doen? Lia draai na Sergio. Wat gebeur met jou ouers se lodge, as almal vir langer as 'n week daar gaan wegloop? Ag, my pa sluit maklik die plek vir 'n week of 2 toe. Hulle is nie meer gepla om elke bespreking wat inkom te neem nie. En helaas, goeie nuus of slegte nuus? Alice is mos weer terug in hulle lewens en daarby ontvangs. Ek is seker sy sal die lodge daar kan bestuur vir 5 tot 7 dae, of vir hoe lank my maale ook al besluit om te bly, sonder dat die plek aan die brand slaan of in mekaar sak. Sergio huiwer 'n oomblik voordat hy byvoeg. Gelukkig is Alice se bejaarde ouers ook mos daar langsaan om te help om 'n oog te hou oor die plek. En hulle is werklik baie verantwoordelik. Ek weet nie waar het hulle vir Alice uitgeskop nie. Lia kyk hom 'n oomblik vas in die oë. Sy hoop hy's reg, dat sy ouers werklik kan wegbreek en hier kom ontspan, terwyl hulle kuier.
veral omdat dit die hele familie is, wat hier op Hurters Retreat saam met hulle gaan wees. Hoopelik staan Paradys nog wanneer hulle terug gaan Tofu toe. Sien, Alice het 'n ding oor manne, daai ding van die manne, en nou het sy weer 'n boyfriend, een wat haar blykbaar op die hande dra, 'n ware heer, ryk bliksem, sê sy. Die man se jag lê daar in die baai by Barra. Hy ry met 'n Jeep Rubicon dubbelkajuit, en dan praat die vrou van 'n vliegtuig. Eiendomsontwikkelaar van soorte stel belang om die Ferreira eiendom langs Alice se ouers se plek te koop. Dit hoor Lia en Sergio so met stukkies en brokkies van dat hulle van Tofu af teruggekom het. Alles nuus van die laaste 2 weke. Dit kry hulle van pa en ma Martinez en soms van suster Sylvia wanneer hulle oor videocalls met die mense kuier. Iets wat hulle nie eens so baie gedoen het nie, maar met 'n troue om die draai, doen 'n mens dinge mos 'n bietjie anders. Die ding van Alice se nuwe kerel het gisterand in die gesprek uitgekom, toe pa Martinez net so terloops genoem het van die welgestelde grondmagnaat wat in die Ferreiras se eiendom belangstel. Nooit, ek is so jammer om daarvan te hoor, het Lia spytig opgemerk. Dit is waar Mika mos gebly het, in die langstaan kampeer agterplaas, waar meneer Ferreira behoeftige mense byna gratis laat bly het, as die nood hulle druk. So wat het verander, en wat gaan gebeur met die mense wat op die oomblik daar bly? Maar my liefste kinders, ek dog ons het vir julle gesê, terwyl julle verlede naweek hier was. Dan, aan die ander kant, julle was so aan die hardloop met die visas en ons kuiertyd was so beperk. Maar ek was seker dat ons dit genoem het. Ek of ma, sê pa. Wat het pa hulle vergeet om vir ons te noem? Vra Sergio. Pa Martinez sit sy arm om ma Martinez en sy pink 'n traan weg. Ons ou buurman het mos onverwags weggeval, skielike hartaanval. Al woon die 2 ouer mense meestal in Maputo en is die eiendom vir hulle net 'n vakansiekuierplek, het hulle en die Martinesse gereeld saam gekuier, dikwels saam gebraai of op die strand gaan lyn nat maak. Vir Sergio was dit nogal 'n skok om dit gisteraan te hoor. Hy het saggies teenoor Lia opgemerk. En hulle is nie eens oud nie. My pa en ma se ouderdom. Dit is mos nie oud nie, waarna hy vir sy ouers gevra het. Nou, wanneer het dit gebeur? Wanneer het die oom sy hartaanval gehad? Net so bietjie meer as 'n maand gelede. Ons het gedink El Grada sal die grond eers vir 'n rukkie hou, voordat sy besluit om te verkoop. Pa het skouers opgetrek, maar waaragtig, net verlede week slaat iemand 'n te koop bordjie voor die huis op. Ag nee, dis nou slegte nuus. Nou sit daar seker 'n paar mense sonder huisvesting. Ek dink byvoorbeeld aan Sjaak wat die plek opgepas het en die gesinnetjie wat, die woorde het in Lia se keel vasgesteek voordat sy kon aangaan. Die pappa en mamma wat rooi worsies vir aandete saam met hulle klein goed gebraai het. Toe kom vertel die kinders vir my dat hulle braai byna elke aand. Seker omdat daar nie ander kos was nie. O, die motorwerktuigkundige. Pa Martinez se gesig het in 'n glimlag opgehelder. Nee, wat daardie storie het daarom toe uiteindelik goed geëindig. Die man het werk gekry, 'n entjie binneland in, en die eienaar van die motorhawe kon vir die vrou ook werk gee in die winkeltjie. Daar is 'n oulike huis wat by die pakket ingesluit is en die plaaslike skooltjie daar van die kinders tot en met graad 6. Daai gesinnetjie is nou weer op die beter pad. Ek is baie bly om dit te hoor, het Lia gesig. Ja, wat ons is ook dankbaar, want danksy Mika is ons deesdae op hoogte van almal wat saam met haar daar gebly het, se wel en wee. Dit is net ou Sjaak en sy hoenders wat nog nie 'n heenkome het nie.
Miskien sal hy weer 'n opsienerspos by die nuwe eienaar ook kan losslaan. Hy en die hoenders is goed ingerig daar in die agterplaas. By Alice se boyfriend, vra Sergio. Jawel, as hy koop, hoop ons maar sy hart is op die regte plek. Maak hy enigsins vordering met die koop? Wie weet regtig, het sy pa gesê. Volgens Alice is hy al 4 of 5 keer Maputo toe om met Elgara te gaan praat oor die moontlike proposisie wat hy vir haar wil maak. So woon hy reeds daar in die omgewing? Of is hy net baie erg oor Alice? Wou Sergio weet. En daardie spesiale wip wat sy onder haar rok wegsteek, het Lia katterig in haar kop bygevoeg. Sy weet, dit was voor haar tyd, en almal sit maar met 'n stukkie geskiedenis in hulle lewens, maar so tussen die goed, wat Sergio se suster Sylvia soms kwytraak oor die vrou, en die meer dinge wat hy verswyg, aanvaar sy dat dit nogal 'n baie stormagtige verlede was wat die twee gedeel het. Nee, Alice se nuwe vriend is beslis nie van hier nie. Ons weet nie waar sy aan hom gekom het, of hy aan haar nie, het sy pa geantwoord. Maar een ding is verseker, die man kan baie beter doen as met ons Alice, het 'n stem skielik van iewers af oor die kassinale toe aangekom. Sylvia, wat in die videocall ingestap het om ook 'n eier te lê. Sylvia, sy sussie. Iets wat Callie, die hoender, ook deesdae blykbaar doen, want die hoenderhaan wat Lia vir haar by Shark gekoop het, is toe 'n hen, en dit is blykbaar Sergio se skuld. Hy is mos veronderstel om die verskil tussen 'n haan en 'n hen kuiken te ken. Het die man 'n naam? Vra die veearts, wat die verskil tussen opgeskote hen en haanhoenders nie ken nie. Maar wat maak dit saak? Moes hy gekyk het? Het hy teruggekap. Die Martinez het na mekaar gekyk. As die man 'n naam het, het hulle dit duidelik nog nie gehoor nie. Alice praat net van haar biljoenêr. Nou ja, ek hoop nie Billy die biljoenêr kom steel julle klante en toeriste weg met sy multimiljoen Mexica skema wat hy daar gaan ontwikkel nie, het Sergio die gesprek op daardie stadium met 'n glimlag na einde toe gestuur. Lia was nogal dankbaar daaroor. Nog nooit het sy en Sergio so gereeld en so baie met ander mense oor die foon saamgekuier nie. En dan is dit sulke lang geselsoproepe boonop. Dit was nou gisteraand, Vrydag aand, en nou is dit Saterdag aand, en hulle is mos onder kruisverhoor. Wie kom wanneer in, wie eet wat, wie is allergies vir enigiets wat ergens op 'n spyskaart kan opduik, wie gaan waar slaap, en waar die Joos gaan hulle stoele kry, vir almal wat die seremonie daar in die eetkamer gaan bywoon, het haar pa weer gevra. As ek en Sergio moet staan, kan die res van die gaste ook staan, antwoord Lia ongevoelig. Anders kan almal wat reeds 50 verbygesteek het, op stoele gaan sit en die res op die grond. Okay, en almal wat swanger is, so Sergio se sussie en Sylvie kan ook elkeen 'n stoel kry. Klink goed vir my, as julle gastelys gefinaliseer is, sê Maria, gee die lys dat Anna naamplaatjies kan maak, sodat ons op die stoele kan skryf gereserveer vir en die naam van die persoon. Kan ons nie maar ekstra stoele huur nie, in Bonsai, wonder Sergio. Ek sal daarvoor betaal. Ag, hou tog op om vir alles te wil betaal. Mens kan nie alles met geld reg koop nie. Die saak is onder beheer, en daarmee stap ons nou van die punt af. Maria is kaartjie van die baan, waarskynlik omdat sy by die trougeheim en die lokaal storie ingelaat is. Daai lokaal wat nou so sprokies mooi voorberei is vir Lia en Sergio se groot dag.
So amper lap Lia die geheim aan haar mooi bruidegom uit, toe hulle maandagmiddag sy pak by die kleremaker in Bonsai gaan haal, en sy dit op die plaas in sy kas ophang, want die man is 'n senuwee wrak. Hy wil ook maar net seker maak dat alles mooi en reg verloop op hulle groot dag. Op die laaste oomblik besluit sy, nee man, sy het hard genoeg gewerk aan alles wat mooi en reg moet wees. Sergio moet haar en die troukomitee vertrou met hulle groot dag. Hulle het alles onder beheer. Maar wat kan ek doen om te help? Vra Sergio toe hulle Dinsdag aand in die bed lê en weer eens deur die troulysie gaan wat Sylvie vir hulle gegee het. Hy wens hy kan verlof neem voor die tyd en self seker maak dat alles gedoen is. Maar met die bykans maand vakansie na die tyd, moet hy nou elke oomblik by die Leeuplaas Hospitaal en Sanctuary wees om seker te maak dat Rory en die Roofie veeartse weet wat hulle in sy afwesigheid moet doen. Ag, jy kan seker begin om aan jou toespraak te werk, sê Lia. Nee man, jy's nie ernstig nie, moet ek regtig voor al die mense praat, sê hy wat voor die Franse gaan praat in Frankryk. Maar dit is nie mense nie, Sergio, dit is ons familie en vriende. Buitendien, ek gaan ook 'n toespraak maak. Dit laat die man haastig oorent sit. Regtig, Lia, wat gaan jy sê? Vir my om te weet en vir jou om uit te vind. As jy nie aan iets nice kan dink, om vir my op ons troudag te sê nie, vra vir jou pa om jou te help, of vir Jesu, ek hoor hy het almal in trane gehad die dag toe hy en Anna getroud is, of vra vir, ja, hy is die laaste ou wat 'n paar woorde voor trougaste moes uitgorrel, of anders Google iets man, Sergio Martinez. As jy 'n voorlegging kan doen voor 50 hooggeplaaste gaste in Parys, kan jy seker iets nice kwytraak vir 40 van ons eie mense, of hoe? En jy weet reeds wat jy gaan sê? Sergio is skoon moedeloos. Ja, ek het 'n basiese idee. Hoekom kan jy dit beter doen as ek? Vra hy. Want ek het dit mos al tevore gedoen. So jy's vergewe, want dit is mos jou eerste huwelik. Sergio staan van die bed af op en gaan skakel die ketel in die kombuis aan. Wanneer Lia by hom aansluit, lyk hy soos 'n hondjie wie se been tussen sy voorpote uitgesteel is. En nou Sergio, wat is verkeerd? Jy moet asseblief net nie dieselfde goed in jou toespraak vir my sê, wat jy teenoor Ralph kwyt geraak het, nee. Jaloersbokkie. O nee, ek sal glad nie. Lia vlieg herself teen sy lyf vas. Die man is so groot, maar soms tree hy soos 'n onseker kleuter op. Dit is so kosbaar. Hoe weet ek dat jy dit nie gaan doen nie, vra hy. Wel, jy kan my pa en ma vra. Ek het nie boe of ba gesê op my en Ralph se troue nie. In daardie stadium was ek al klaar spyt dat dit met hom was waarmee ek kansel toegemik het. Ek moes nooit met hom getrou het nie. En nou my liefste Lia, hy lig haar ken om in haar oë te kan kyk. Nou, my liefste Afrika ondier, kan ek so byna nie meer wag dat ons troudag moet aanbreek nie. Nog nooit in my lewe was ek so seker van iets nie. Sy kan amper voel hoe die sug uit die diepte van Sergio se borskas ontsnap, toe hy self ook sê, ek tel ook die slaapies, die ure, die minute. Lia, al sukkel ek dalk om enige iets vir die mense oor my gevoelens te sê, weet net een ding, ek het jou oneindig lief. Word vervolg.